Een aand tydens 'n kerkdiens het 'n jong vrou die werk van die Here in haar hart ervaar. Sy het op daardie roepstem gereageer en haar lewe aan die Here Jesus as haar Here en Verlosser oorgegee. Sy het 'n baie rowwe verlede gehad met alkohol, dwelms en verkeerde vriende. Maar die verandering was opsigtelik. Met verloop van tyd het sy 'n getroue lidmaat by die gemeente geword. Sy het by die bediening van jong kinders betrokke geraak. Sy was 'n staatmaker. En dit was nie lank voordat hierdie getroue lidmaat die oog en die hart van die predikant se seun gevang het nie. Die verhouding het gegroei en hulle het begin trouplanne maak. Dit is toe dat die probleme begin het in die gemeente. Jy sien omtrent, die helfte van hulle het nie gedink dat 'n vrou met 'n verlede soos die van haar geskik was om met die predikant se dogter te trou nie. En daar was 'n onderlinge onrustigheid en hulle het besluit om 'n vergadering te hou. Soos die mense hulle argumente gemaak en die spanning toegeneem het, het die vergadering heeltemal hande uitgeruk. En die vrou het ontsteld geraak oor al die dinge wat gesê is. Die predikant se seun het opgestaan om te praat. Sy stelling was as volg: my verloofde se verlede is nie wat vanaand op die spel is nie. Wat hier op die spel is die vermoë van die Here Jesus om ons sonde weg te was. Die bloed van die Here Jesus is die maatstaf. Glo ons in die kerk, in die vergifnis van sondes, of nie? Dit het my laat dink aan die parlement van wêreldgodsdienste, wat jare gelede in Chicago gehou is. Omtrent elke bekende godsdienst het 'n verteenwoordiger gehad en baie geleerde toesprake was gelewer. Tydens een van die sessies het Dr. Joseph Cook van Boston skielik opgestaan en gesê: ek wil vandag vir julle 'n vrou wat groot hartseer het voorstel. Daar is bloedvlekke op haar hande, wat niks kan verwyder nie. Dis die bloed van moord. Sy is desperaat in haar nood. Is daar enigiets in jou godsdiens wat hierdie sonde sal kan verwyder en wat vir haar vrede sal kan gee? Daar het 'n stilte oor die byeenkoms geval. Die spreker het na die een na die ander van hierdie wêreldgodsdienste gedraai vir 'n antwoord. Maar niemand wou iets sê nie. Dr. Cook het toe na die hemel opgekyk en uitgeroep: dan sal ek die vraag aan iemand anders moet vra. Johannes, kan jy vir hierdie vrou sê hoe sy van hierdie verskriklike sonde ontslae kan raak? En hy het gewag asof hy vir 'n antwoord uit die hemel uit luister. Skielik het hy uitgeroep: luister, Johannes het gepraat. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. En dis 'n belangrike vraag waarmee ons hierdie nuwe week begin. Glo jy regtig in die vergifnis van sondes? Is jy bereid om dit aan te stuur, ook vir ander? Kom ons bid saam. Here, help vir ons om hierdie boodskap vir 'n wêreld in sy nood te gaan oordra. Die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Amen.